Goeiemôre aan die mooi mense. Is julle bly om die huis van die Here te wees? Weet jy hoe bly is ek om u te sien vanmôre? Lang naweek, nagmaal vanmôre. Ag, dis net lekker om saam met u te wees en die Here se naam groot te maak en te prys. En ek wil u mooi vanmôre. Nou, hierdie is ons diens. En ek wil u nooi om vanmôre die Here te aanbid. Ons het nie net gekom om te kan sien wat ek klere die pastoor aan het, hy is die mooiste pastoor wat daar is, nie verseker, maar julle kan vanmôre weet dit, omdat die Here vanmôre in die plek is daar in my hart 'n verwagting. En ek glo, hy gaan ons seën vanmôre. Ek gaan vanmôre spesifiek praat oor die tafel van die Here, en ek glo ons kan deel hê vanmôre aan sy liggaam, sy bloed, wat vir ons gestort het. Amen. Nou kom ons staan, ek lekker vra of ons op met gebed. Daarna wil ek u nooi om lekker saam met musiek van hulle staan gereed. Kyk, hulle is lus vir die ding. Kom ons bid saam. Enige versoeke dat ek net die hand opsteek, die Here weet in die hart aangaan, daar is versoeke wat opgaan, kom ons bid vir hulle. Baie dankie. Vader, ons wil vanoggend, soos daar die hemelse wesens voor u neerbuig en sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, u wat die hele uitspansel in die holte van die hand hou. Ons kom vanmôre, Here, wat u is so groot. Ons is totaal en al afhanklik van u grootheid en u goedheid en u genade, Here. En daarom kom ons vanmôre, Here, as enkelinge na u toe, en ons, u ken ons, wat ons bly wees, u ken ons hartseer, u ken ons verlange, u ken alles, Here. En ek bid vanmôre dat u vanmôre met empatie na ons sal kyk en dit simpatie, Here, en elkeen sal aanraak op 'n goddelike manier, sodat ons vandag sal weet as ons uitstap, die Here was met ons gewees, en die Here loop nog altyd die pad saam met ons. Baie dankbaar vir u grootheid en die goedheid, Here. As ons elke dag kyk na wat ons ontvang uit die hand uit, Here, dan kan ons net met dankbaarheid getuig van wat ons ontvang, Here. En daarom sê ek, mag dit wees, Here, dat u vanmôre elkeen hier sal aanraak, van die pastoor af, na ons musiekmense, ons voorsangers,
ons klankmense, almal wat betrokke gaan wees vanmôre met die nagmaaltafel, dat ons elkeen 'n geseënde tyd sal hê, en ons weet, Here, ons doen dit nie vir onsself nie, maar ons doen dit vir U, Here, en baie, baie dankbaar dat ons kan sê, ek het 'n Vader in die hemel wat na my omsien. Ek bid vir almal wat vanmôre hulle hande opgesteek het, Here, U ken hulle een en elk. Ek bid dat U vir hulle ook so goddelik sal aanraak, dat hulle ook hier 'n geseënde diens sal ervaar, en dat ons almal hier met 'n salwing sal uitstap, en die wêreld in die brand gaan steek daar buite, en dit alles tot eer van die heilige naam. Dit sê en dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend in die huis van die Here te kan wees. Ek het vanoggend wat hiernatoe te dink en dat daar soveel mense wat ek van weet, wat graag vanoggend hier sou wou wees, maar met weeromstandighede nie hier kan wees nie. Ons is bevoorreg om vanoggend in die huis van die Here te kan wees. Ek groet U ook in die mooiste naam, die naam van Jesus Christus. Om te leef met 'n hart vol vreugde is 'n goeie plek om te wees. Daar is iets kragtigs aan aanbidding en lofprysing wanneer uit 'n blydskap en uit 'n vreugdevolle hart uitkom. Dit lig jou gees en verander die omstandighede en atmosfeer om jou. En onthou, dit gaan altyd net om die woorde van die liedjie nie. Dit gaan vanoggend om 'n hartsverhouding. As jy vir die Here lief is en jy wil vanoggend in hom lof en eer bring, wil ek U nooi vanoggend saam met ons te sing en maak my hart vanoggend oop om te ontvang wat die Here vir U gaan gee, want ek kan vir U waarborg, U is nie vanoggend net hier om hierdie kerk vol te maak nie. U is hier om U se deursaamheid te ontvang. En hy het volgende afspraak met U. Kon sing ons eers 'n koortjie van vreugde gepraat. Dit is 'n vreugde om my dank aan U te bring. The
lig toe my man haai. Daar is soveel waarde en vreugde. Dit vang die hele reis van Christus saam, van die hemel tot die aarde, tot die kruis, tot die graf en uiteindelik tot die oorwinning. Want hy leef en hy het opgestaan. Kom ons sing hierdie koortjie saam en volgende in oorwinning saam en ons weet, Jesus leef van nou uit tot al ewigheid. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth. You showed the way from the earth to the cross. My dead to wait from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dead to pay from the cross to the grave, from the grave to the sun. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dead to live from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dead to live from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dead to make from the cross to the grave, from the grave to the sun. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My dead to make from the cross to the grave, from the grave to the sun. Lord, I lift your name on high. From the grave to the grave, from the grave to the sun. To the Father and to the Son, to the Spirit, to the Father, to the Son, to the Spirit, to the Father, to the Son, to the Spirit, we bring our highest praise. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. We'll bring our highest praise. To the Father, to the Son, to the Spirit, to the Father, to the Son, to the Spirit, to the Father, to the Son, to the Spirit, we bring our highest praise. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
enige God. To the Father, to the Son, to the Spirit. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie enige God. Bring ons volgende op die lof en eer en aanbidding. Ek wil vir dit weer saam sing. To the Father, to the Son, and to the Spirit. Die woord is maklik, terwyl ons dit sing, maar jy moet die woord toemaak en die woord buig en aanbring. Asseblief. To the Father, to the Son, to the Spirit, to the Father, to the Son, to the Spirit, to the Father, to the Son, to the Spirit, will bring our highest praise. Glory, glory, hallelujah. Glory, Ons gee aan jou die lof vir die eer en jou aanbidding volgens Here. Die drie enige God wat waardig is om geprys en te eer te word. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. To the Father, to the Son, to the Spirit, we bring our highest praise. Thank you Jesus. Ons is hier, om die naam te lof. Ons is hier, om die naam te lof. Ons roep die Here, en alle Heer. Ons is hier, om die naam te lof.
Lekker gesang. Amen. Nou ek het vir julle lees uit die woord van die Here, bekende gedeelte wat u sekerlik al uit die kop uit te kan ken môre, 1 Korintiërs die 11de hoofstuk. Ek gaan lees vanaf vers 23 tot en met vers 29. Kom ons lees dit saam. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so die beker na die eten, die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir u woord, Here. Dankie ook vir die tafel van die Here wat vanmôre voor ons gedek staan, waaroor ons vanmôre so 'n bietjie met ons mense wil gesels. En ek wil 'n besondere dankie sê, Here, dat ons nog in Suid-Afrika die vryheid het om die woord van die Here te lees. Here, om na kerk toe te kom en hier te kom sit onder die geklank van God se woorde, om te sê, so spreek die Here, en dan ook om vanmôre vir onsself te sê, kom ons maak ons ore oop om te hoor wat die Gees van die Here ook vanmôre vir ons wil sê. Word vanmôre verheerlik terwyl ek die woord bedien, Here, terwyl ek my afhanklikheid van u bely en weet, Here, dat uit myself ek niks kan sê nie, maar dat elke woord wat ek vanmôre uit my mond uit sal gaan, dat dit woorde sal wees wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, en wat die doel het om tot mense harte te spreek, sodat daar 'n begeerte in hulle hart sal wees om die Here te dien. Dit is my gebed vanoggend vir ons. Ek bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Hier voor ons staan 'n tafel, nou in ons kerk gebruik is dit 1 keer in 'n maand, die eerste Sondag normaalweg van elke maand. En dit maak nie saak watter Sondag jy dit gebruik nie, of watter datum jy gebruik nie. As ek die skrif verstaan,
sodat ons dit vir u voorgehou het, so dikwels as julle van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus. Nou met ander woorde, as ons vanmôre sê dat die tafel van die Here is vanmôre hier gedek, en ek kyk vanmôre en dankie aan net, dit is mooi, pragtig met al die blommetjies en mooi rooi lappietjie wat daar is, en alles is so mooi, pragtig, komplek. Dan wil ek vanmôre vir u sê, dan sien ons hierso, dat hier staan 3 bordjies waarin daar brood mooi evenredig gesny is, en gebreek is, en gesny is, en dan sien ons die kelkies, maar ook langs die kelkies die beker. En so ek wil dit net vir u noem, as u dalk graag net die beker wil gebruik, en u maar net die hand opsteek, want die diakens by u kom, dan sal hulle dit nou neem, dan kan u die beker gebruik, is maar net vir ons gerieflik om kelkies te gebruik. Nou ja, 'n jong seun wat met my kleindogter uitgaan, en hy is nou in die gereformeerde kerk daar op 'n ander dorp, en toe sê, ja, maar julle gebruik kelkies, julle moet die beker gebruik, die Bybel praat van die beker. Nou, ek gaan nou nie 'n twis hê daaroor, en 'n argument daaroor voer nie. Maar wanneer ons vanmôre na die tafel van die Here kyk, en ons sien hierdie 2 simbole wat vanmôre hier staan, die brood, en ons sien die kelkies en die beker wat daar vanmôre staan, dan weet ons natuurlik, en ek dink ons kan dit eintlik na aanleiding van ons sangdiens kon ons dit al afgelei, dat hierdie is deel van die liggaam van Jesus Christus. Ander woorde, sy liggaam, en jy kan gerus Jesaja 53 gaan lees, sy liggaam was vir ons gebreek gewees, en sy bloed was gestort, en dit het vir ons gevloei, sodat dit ons skoner kan was, sodat ons witter dan sneeu kan wees. Amen. Nou, ek glo vanmôre, broer en suster, dat as ons vanmôre na die tafel van die Here kyk ons dalk vanmôre na die tafel, en ons wonder by onsself, maar dis maar net 'n stukkie brood, dis maar net 'n bietjie druiwesap. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, dat hierdie, as ons dit regtig reg verstaan, en ons die regte, kan ek sê, tyd daaraan spandeer, dan behoort die nagmaal vir elkeen van ons 'n baie spesiale geleentheid te wees. Aan die ander woorde, ons moet vanmôre weet dat ons is hier by 'n baie spesiale geleentheid. Nou, as ek nou vanmôre vir u sê dat baie mense sal dink, maar dis maar net 'n kerklike instelling, dis maar net 'n ritueel, dis maar net iets wat ons maar net dink ons moet doen, maar ek wil vanmôre vir u sê dat ek wil die tyd uitkoop om deel te kan hê aan die liggaam en die bloed van die Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vanmôre by hierdie tafel stil staan, en ek wil deel daarin hê. Baie mense doen dit natuurlik uit gewoonte. Baie mense sal maar net dit vat, dit in sy mond sit, of na haar mond sit, die kelkie na jou lippe te bring, en ons sê ons het nagmaal gehad. Ek onthou toe ek nog op koshuis was, en toe ek in die skool was, en die gereformeerde ouens en die NG Kerk ouens en daai goeie, hulle sal vir jou vandag sê, as en hande hulle aangeneem en voorgestel, sê ons het nou ons wynlisensie gekry. En dan is daar 'n spottery daaroor, en ons lag daaroor, en sondagmôre vir alles dit nou by hulle, en ek dink hulle voer elke 3 maande nagmaal. As dit ook 'n groot geleentheid, maar dan is dit 'n geskerts oor. Maar wonder of ons besef wat dit die seun van God gekos het. Om tot op hierdie punt te kom waar sy liggaam verniel was,
sodat ek en jy vanmôre kan sing, ek is verlos deur die bloed van die Lam. Kind van die Here, ek wil vanmôre vir u sê, ons het 'n rede vanmôre om hierdie geleentheid ter harte te neem, te sê, Here, ek soek 'n oomblik vanmôre, waar ek in stilte vanmôre, Here, gemeenskap met u liggaam en u bloed kan hê. Baie mense sien hierdie geleentheid en dan kyk hulle so 'n bietjie na hulle self en voel onwaardig. Baie mense wil nie aan die tafel van die Here sit nie, omdat hulle voel hulle is dalk skuldig aan 'n paar dinge en daarom sal hulle eerder wegbly. In vroeë jare sou jy in 'n Pinksterkerk sou jy die kerk vol mense gehad. Almal kom van heinde en ver, maar jy weet, die kerk was maar taamlik verspreid gewees en so aan. Maar baie keer vandag in 'n stad soos in Pretoria, sal jy vind dat baie ouens sal nie dit belangrik sien om die nagmaaldiens by te woon, omdat hy skuldig is. Baie mense natuurlik besef nie die erns van hierdie taak. Kind van die Here, hoor my vanmôre. Ek wil vir u sê dat elke keer wanneer ek en jy hierdie tafel gedek sien staan in 'n kerk, weet vanmôre, daardie oomblik dis 'n geleentheid vir jou en vir my. Ek en jy kan dit aangryp, ek en jy kan tyd met die Here spandeer, en daarom gaan ek met u praat vanmôre rondom hierdie tafel oor 3 O's: ontvang, ondersoek, onthou, ondersoek en dan ontvang. En ek wil net hierdie 3 punte en dan gaan ek nog 'n 4de laaste punt met die deel wat ons verantwoordelikheid dan ook is met betrekking. Nou die woord van die Here sê in vers 23 en 24 sê vir ons baie beslis, hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Met ander woorde, wat die woord van die Here eintlik vir ons hier vra is, of probeer sê vanmôre is, dat ons moet hierdie geleentheid in herinnering doen dit tot my gedagtenis. Met ander woorde, ek en jy moet daardie geleentheid hê vanmôre om so 'n bietjie terug te dink. En ek wonder hoeveel van ons het al so 'n bietjie vir ons begin vra oor, waar sou dit ontstaan in die raadsplan van God? Hoe sou hulle gedink het as jy nou dink in terme van die Ou Testament met die waar die elke jare offer lam moes bring of tornduif as jy nou 'n bietjie armer was en jy kon nie 'n lam bekostig, kon jy 'n tornduif vat en jy kon daai voeltjie gaan offer terwille van jou sonde. En hoe dat die God het in sy raadsplan beplan het dat daar moet 'n beter plek, daar moet 'n beter manier wees. En dit is dat die Seun van God na hierdie wêreld kom, sodat hy sy lewe kan gee as offerlam, sodat ek en jy vanmôre nie nodig het om iets te offer nie, sodat ons vanmôre kan ingaan in die allerheiligste van God en ons onsself vanmôre voor hom kan stel en sê, Here, ek het gesond, ek het verkeerd gedoen, ek het verkeerd gepraat, verkeerd gedink, verkeerd gedoen. Dink ons baie keer daaraan wanneer ons aan die tafel van die Here is. En dan dink ek vanmôre aan Golgotha, dit wat daardie dag gebeur het toe Jesus aan die kruis gehang het. Mense, ek kan nie anders te vanmôre as om te dink dat dit moet vir hom 'n verskriklike dag gewees. En ek dink terug aan Getsemane, ek dink aan toe hy daar was en hy gepleit het, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. In ander woorde, daar was sekerlik in sy hart ook, was dit net vir hom moeilik geweest.
En dit alles net omdat hy my en jou liefgehad. Net omdat hy wil hê dat ek en jy moenie verlore kan gaan. Dit moet vir ons almal moontlik wees om die Here te dien. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Want so lief het God vir Leslie Barnard gehad. Want so lief het God, en dan kan jy jou naam daarin sit, jou gehad, en kind van die Here, as jy vanmôre daai stukkie brood vat en daai beker na jou lippe toe bring, dink net vir 'n oomblik. Dis sy liefde. Dis sy liefde wat gemaak het dat jy vanmôre kan sê, dankie Here, dat U my siel gered het. Ons onthou vanmôre al die lyding waardeur hy gegaan. Die spot, die hoon. Ek dink terwyl hy daar aan die kruis gehang het en mense hom gespot het en sê, jy wil almal verlos. Verlos jouself 'n bietjie. En ek het dit nou so baie hier gesê, maar ek sê dit maar weer vanmôre. Ek dink aan hierdie ou Romeinse soldaat. Maar die asyn gevat het en op sy lippe gesit het en hy gesê, ek het dors. Dan toe hy sy asem uitblaas en na duisternis oor die aarde kom, toe roep hierdie ou Romeinse soldaat uit, ja waarlik, hy was die seun van God. Kind van die Here, ek wil vir hom reg help vanmôre, hy is nog steeds die seun van God. Hy is vanmôre die Alfa en die Omega. Hy is vanmôre die eerste en die laaste. Hy is vanmôre die begin en die einde. En aan hom wil ek vanmôre bring al die loffe en al die ere en al die aanbidding van my hart. Wanneer jy vanmôre hierdie broodjie vat en hierdie beker na jou lippe toe bring, vra 'n bietjie vir jouself, wat het Jesus vir my gedoen? En probeer dit antwoord. Want die oomblik as jy ons dus gaan probeer antwoord, kind van die Here, dan gaan ons agterkom, maar daar moet dan meer dankbaarheid in my hart wees. Daar moet 'n groter bewondering wees vir die God wat vir my aan die kruis op Golgotha gesterf. Maar dan die tweede oor is ondersoek. Dan sê in vers 8, maar die mens moet homself beproef. Nou dis nie net om terug te kyk en te onthou dit wat hy vir ons alles gedoen het. Maar ons het 'n geleentheid vanmôre vir elkeen van ons om ondersoek in te stel met 'n eerlike, opregte hart. Wanneer ek en jy vanmôre eerlik voor God is en sê, Here, ek weet ons wat doen ek. Ek weet ons wat dink ek alles. Ek weet ons wat hoe ek altyd optree. Jy weet, dis nie net wat ons in die geheim wegsteek om niemand, ons dink niemand sien dit. God sien in elk geval alles. Ons dink ons kan vir mekaar goed wegsteek. Hoor my vanmôre, kind van die Here, ons moet eerlik wees en ons moet onsself beproef. En ons mag onder geen omstandighede hierdie brood en hierdie beker vat en op onwaardige wyse daarvan gebruik. Hierdie is 'n heilige oomblik wanneer ek en jy vanmôre daardie brood en daardie beker vat om deel te kan hê aan die tafel van die Here. Beteken dit dat ek moet perfek wees? Nee,
10.000 nie. Maar dit beteken vanmôre dat ons nie eerlik is. Jy moet vanmôre kan bely. Jy moet vanmôre kan erken en sê, Here, ek weet wat hier in my binne staan. Here, ek weet van die mense wat ek nog nie vergewe. Ek weet van die bitterheid wat in my hart vasgesteek het en wat nog nie vassit en wat ek nog sukkel. Ek het dit jare terug, het ek dit vir jou ook genoem. Een van my familielede het by geleentheid vir my R50.000 geskuld toe ek nog in die sekulêre wêreld was en ek is bediening toe en daar is geleenthede gekom soos vandag. Ek self het die nagmaal bedien. Maar wanneer ek 'n finansiële tekort het, dan onthou ek die R50.000 wat daai familielid my skuld. Dan kom daar bitterheid in my hart en 'n opstandigheid in my gees. Onthou dat ek een dag in Kriel en daar my huis op en af gestap het, heen en weer en so aan, en ek het gewens ek kan net vir daai oomblik by daai omkom, wil ek so bietjie terug. Net so bietjie weg. Net 'n bietjie voel. Dat hy die gees van die Here in dag voor die nagmaaldiens met my praat en sê, jy kan nie nagmaal bedien nie. Hoe kan jy? Daar is nog onvergewensgesindheid, daar is bitterheid, daar is, wil hulle nie sê, ek haat nie maklik mense nie, maar dis amper waar op dit neergekom. En ek moes maar die telefoon vat, gebel en sê, luister, vat maar die R50.000, hulle skuld my dit nie meer. Dat het gaan. En toe kon ek die tafel van die Here bedien. En van daardie dag het ek nie meer skuldig daar nog gevoel. Dit is my verhouding met God. Weet, ons sê so maklik, ek is 'n kind van die Here. Maar kinders van die Here, is jou verhouding met die Here regtig reg? As jy eerlik is, as jy opreg in jou hart vanmôre is, strook jou verhouding met God met die verhouding wat jy openbaar in die buitekant van die kerk. Dis nie volmaakte mense hier nie. Eerlike mense wat kan erken en wat kan bely dat ek het gesondig. En maak dit reg. En dis die wonder van God se liefde en sy genade is dat hy altyd gereed staan om ons te vergewe. Hy hou nie 'n grudge teen jou nie, sorry vir die Engelse woord, maar hy wil net hê dat ek en jy moet eerlik met hom wees. En wanneer ons eerlik is en ons is opreg en ons erken dit voor die Here, dan wil ek vanmôre vir u sê, kind van die Here, dan skep God 'n geleentheid waarin ek en jy geestelik kan groei en geestelik kan ontwikkel, sodat ons kan kom soos Paulus skryf in Efesiërs 4, totdat ons kom tot die volle grootte in Christus Jesus. Halleluja. Die derde punt, ons kan ontvang van hom. Dis hoekom ons na die huis van die Here kom. Ek weet nie van u nie, maar wanneer ek na die huis van die Here kom, suster, kom ek met 'n verwagting, ek kom met 'n oop gemoed, ek kom met 'n oop gees, ek kom vanmôre om te sê, Here, kom praat met my. Nie met my broer of met my vrou of met die kinders nie. Here, kom praat met my. As daar enige iets in my lewe is, dan wil ek hê dat u met my moet praat. Ek wil die stem van die Here hoor. Nou, as ons vanmôre ding in terme van genade, dit
Paulus het die Here gesê, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Wesley, my genade is vir jou genoeg. Nou naam kan jy daar insit, sy genade is vir jou genoeg. Jy moet net vanmôre met vrymoedigheid kom en dan gee vir ons daardie versekering. Ons behoort ons nou. Ons is ons nou deel van sy liggaam, sy bloed, wat vir ons gestort was. En dan, wanneer ons daardie versekering het, dan skep dit vir ons 'n vryheid om gemeenskap met God te kan doen. Weet jy hoe lekker is dit om in 'n kerk te staan en die Here te aanbid? En jy weet daar's niks verkeerd in my lewe. Weet jy hoe lekker is dit om jou hande op te steek en die Here se naam groot te maak en te prys as jy weet dat jou saak met die Here is reg. En my laaste punt wat ek graag vanmôre met u wil deel, is dat ek het nou 'n verantwoordelikheid. Hy sê so dikwels julle van hierdie brood eet, hierdie bekering, verkondig julle. Nie die pastoor, verkondig julle die dood van die Here. Met ander woorde, ons het nou 'n verantwoordelikheid om hierdie evangelie boodskap uit te dra. Ek en jy moet vir ander mense dan sê, het jy gehoor dat Jesus Christus het vir jou aan die kruis op Golgotha gesterf? En begin om 'n gesprek te voer en begin om dit aan daardie persoon te verduidelik. Nou weet ek ja, dat baie van hulle sal sê, ja, maar ek ken nie ja. Baie mense sal vir jou sê, ek het my kerk. Baie mense sal sê, ek gaan kerk. Ek wil vanmôre vir jy sê, moenie probeer met hulle redeneer nie, sê net vir hulle. Ek wil nie weet wat die kerk is. Ek wil weet, ken jy Jesus, die Seun van God, wat sy lewe vir jou aan die kruis op Golgotha gegee. Dan kan jy daardie 'n verhouding met daardie persoon dra. Jesus het gesterf aan die kruis. Maar kom vir die Here, ons het dit onlangs gevind, hy leef. Die graf is leeg. Ons kan vanmôre van mense sê dat hy het opgestaan. En dit gee my jou verhouding met die Here geloofwaardigheid dat Jesus Christus leef tot in alle ewigheid. En dan wonderlik sy belofte, Jesus gaan weer kom. Amen. Ek het nou ja op die begrafnis oor Johannes 14 met die familie gepraat. Baie min van die wat die was, Amelia se moeder afgestaan. Laat julle harte nie ontstel word. Glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sê die Here, sou hy dit vir ons gesê, maar ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek klaar is, dan kom ek weer, sodat julle kan wees waar ek is. Dit is 'n heerlike belofte. Is dit nie iets om na uit te sien? Is dit nie iets waarmee ons elke dag met 'n verwagting kan leef, dat Jesus gaan weer kom en hy gaan kom om my te haal, sodat ek kan wees waar hy is. Halleluja. Ons onthou, ons ondersoek. Geliefdes, ek wil vanmôre vir u sê, en ons ontvang. En ek wil vanmôre vir u vra, dit beteken ek en jy kan maar bietjie hieroor dink. En ek gaan u nooi vanmôre om saam by die tafel van die Here te sit. Ek gaan u vra vanmôre om so 'n bietjie net 'n minuut of 2 langer te spandeer as wat u normaalweg spandeer. Nie maar net sommer die broodjie
Die woord van die Here in die gedeelte, en met lees ook, sê ons moet op mekaar wag. Ek wil jy vanmorgen vra, wag 'n bietjie, ek gaan die kerk ook bedien, en dan gaan ons gaan julle bedien, en dan die kerk maar hou net die rooitjie vast, totdat ons almal het. En dan gaan ons dit saam doen. Maar ek wil vra vanmorgen, wil jy nie net vir 'n oomblik vanoggend net so bietjie ernstig wees en met die Here praat, sê Here, as daar iets is in my hart, Here, wil ek dit nou bely. As daar iets is wat ons daar woord van die Here sê, as jou Bybel is iets verkeerd, dan moet jy jou alles net daar los nie, moet dit eers gaan regmaak. Doen dit vanmorgen, soos wat die skrif sê. Kom ons neem erns vanmorgen met die tafel van die Here. Hierdie is die tafel van die voorheen van die kerk. Dis die tafel van die Here. Elke kind van die Here het vanmorgen die reg om aan die tafel van die Here te sit met vrymoedigheid. Maar kom ons doen dit vanmorgen met eerlikheid en met waardigheid en met groot respek teenoor die Here. Gaan ons dit doen? Maar dan die broeders en help my gou met die bediening op die tafel en daarna gaan ons regtig vanmorgen. Dit is my liggaam. Net so die beker en die eet met die woorde, dit is die bloed van die Nuwe Testament. Ons geniet dit vanmorgen. Terwyl ons vanmorgen saam met Kobus sal jy vir ons dit vir die seën van die Here op die tafel, daarna gaan ons dit aan die uitdeel. Intieme geleentheid maak, Heer Jesus, om saam met U te deel en saam met ons medebroers en susters, Here, om te onthou wat vir ons gedoen is, dat ons ingesluit is, Here. En Vader, Here, ek spreek die seën oor die tafel uit en die seën oor ons lewens uit en wat in Jesus se hart aangaan, oor wat selfondersoek betref, Heer Jesus, dat dit agterwees gelaat sal word, dat dit agtergelos sal word, en dat ons vorentoe sal gaan en met die wete dat U ons liefhet, Vader, Here, dat U ons sondes vergewe het, Here, dat U liggaam van ons gebreek is, Here. Here, dankie vir U liefde in Jesus naam, Vader. Amen. There's healing in the blood of Jesus.
There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. It washes white as snow. There's cleansing in the blood of Jesus. There's cleansing in the blood of Jesus. There's cleansing in the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. It washes white as snow. Ons sluit net ons oë vir 'n paar oomblik. En ons dank vanmôre wat het die Here alles prys gegee. Sodat ek en jy vanmôre deel kan hê aan sy liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie Here. Dankie. Halleluja. En so beweeg ek na die eten en woorde is bloed van die Here doorsing. As jy met die beker bedien wil word, kan jy net die hand opsteek. My broers sal na u toe kom.
Baie dankie, ons gaan ons laaste koorvers agter saam sing. En dan gaan ons bewag vir tieners en opgawes wat die Inderdaad, leef u en het u opgestaan, wat beteken dat u eers moes sterf, wat beteken dat u eers u lewe moes aflê, wat beteken dat u wat geen sonde is en het nie, het sonde geword, sodat ons vanmôre uit hierdie kerkgebou kan stap, wetende dat ons geregtigheid van God in U is. Here, hoe dankbaar is ons vanmôre vir die versoeningswerk waaroor pastoor gesels het vanmôre en ons daarmee kan resoneer en sê, Here, dankie dat U aan ons gedink het terwyl ons sondaars was en dat U ons posisie in Christus verander het en dat ons vanmôre nie uit hierdie kerk stappe as sondaars nie, maar as kinders van die Here, die eiendom van God, en dat ons hierdie weke ons verantwoordelikheid sal opneem en verander sal sê, Jesus het ook vir jou gesterf en vir jou opgestaan. Seën ons dan nou verder in die pragtigste, die mooiste, die lieflikste naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie, neem net die sitplekke. Erik gaan vir ons die aankondigings doen. En wil ek my agter toe beweeg vir die deel om die hande te gee. Mag jy 'n mooie, geseënde, wonderlike en 'n vrugtevolle week hê. En mag die guns van die Here u so oorweldig
dat u maar net sal glimlag. Amen. Here seën. Ek beloof ek sal nie nog lank besig hou nie. Ek wil net voor ons aankondiging doen net vra dat as ek bid in die normale gebedstyd deur die dag, dat ons steeds vir pastoor sal bid, dat pastoor Michael sal bid en dan ook vir Nora wat wag vir terugvoer van haar dokter af. Ek neem aan, ek het gehoor Nora moet gaan miskien vir operasie, nee. Ja, al die toetse wat ek wag net vir spesialis om my te weet. Okay. Ons moet asseblief vir Nora ook in 'n gebed en dan as ek mag noem dat Marley sukkel met haar suiker, bloedsuiker en ja, net klaar maak met Marley wat met haar bloedsuiker sukkel, ek weet nie wat. En 'n ryding wat nog Here in sy liggaam nodig het, weet jy wat? Jesus bly die groot geneesheer. En ons kon na hom toe gaan met hierdie goed. So kom ek doen dit asseblief. En ek wil net, ek was seker net vergeet, Rian is nie volgende nie, hy is in PE. Hy het gevra dat ons sal verskoning maak. En dan die verjaarsdag vir die week wat voor lê, Kylie, spreek mense so uit. Kylie Wilters, sy het jaar die 4de Mei en Sonet van Wyngaard, sy het jaar die 9de Mei. Ons glo die Here gaan nog baie jare spaar en reg vir jaar. Okay, ek het blykbaar vir hierdie week 'n fout gemaak met die aankondiging oor die bid hier. Ek het sê dat vir 2 weke nie bid hier, maar dit was net 1 week. Ek vra verskoning daarvoor, maar daar is nou Woensdag om 9:00 bid. En dan is gewone erediens op 10 Mei. En dan die woordskool sal weer aanvang neem na die winter in Augustus, September, maar ons kant is ek reg. Okay, goed reg. En dan wil ek net vir sê die nuwe maandblad is uit, asseblief kry vir die een. Ek het nou net gehoor as ons nog net 3 hier agter. Ek het al baie gepraat oor die werk wat vir my nie insit. As ek klaar is daarmee, is ons bed vol stapels. As 'n stapel die goed en dan sal vat dit mis en so maar asseblief kry vir jy, dis harde werk hierdie en dit is moeite werd om dit te lees. En dan weer net vir herinner Moedersdag. Want dan nie 'n spesiale Moedersdag diens wees in my gehou word nie, maar as Moeders en Vadersdag gaan hierdie jaar gesamentlik op 7 Junie 2026 gehou word. Dan die damesoggend kom verf saam 23 Mei, daar sal ook besonderhede deurgegee word van wat daar aangaan. En dan die tweede laaste carry-on reisverkope teen R40 op 31 Mei. Asseblief plaas die bestellings betyds sodat jy kan carry-on reis kry. As jy penne by jy het, dagboek asseblief 14 Junie is 'n Sondag, ek verjaar. Jy moet dit vergeet nie. Baie dankie, kan ek vir die vrede van die Here geniet die Sondag.